Jy het al ooit gewonder oor die Heilige Gees. Baie mense het 'n vraag oor die Heilige Gees. Wanneer kom die Heilige Gees in my? Dis een van die grootste vrae. Wanneer weet ek die Heilige Gees is in my? Hoe weet ek dat die Gees in my is? En ek het al baie boeke gelees. Ek weet op universiteit het ons geweldig gepraat en debatteer daaroor wat gebeur met die Heilige Gees, en daar's al verhale vertel van as jy die Heilige Gees ontvang, is al 'n warm gevoel van liefde wat oor jou kom, verstaan jy? En so daar's baie getuienisse oor mense wat 'n ervaring gehad het oor die inwoning van die Heilige Gees, of wanneer die Heilige Gees in hulle is. My persoonlike getuienis, ek het glad nie so ervaring gehad nie. Ek het al ervarings gehad in my lewe, dis nie dat ek nie al ervarings gehad het nie, maar ek kan nie vir julle sê dat daar ervaring was in 'n direkte ooreenkoms met die Heilige Gees se inwoning in my lewe nie. Ek weet ek het al ervarings gehad wat geweldige dankbaarheid. Ek weet nie of julle daai ervaring al gehad het nie. 'n Oorvloedige dankbaarheid wat jou net tref op 'n dag, en daar's net 'n geweldige joy wat daarmee gepaard gaan en so. Ek het dit, maar dit is nooit 'n direkte afleiding dat die Heilige Gees op daai oomblik in my gekom het nie. Ek kan nie vir jou 'n verhaal vertel van daar's 'n emosie of 'n ervaring wat ek gehad het met die inwoning van die Heilige Gees nie. En ek dink baie meeste Christene en gelowiges en kinders van die Here het nie 'n direkte korrelasie tussen 'n inwoning van die Heilige Gees en 'n bepaalde emosie wat hulle ervaar het nie. So hoe weet ek dan die Heilige Gees is in my? Is daar tekens wat gepaard gaan? Dis die ander groot ding. Is daar tekens, 'n bepaalde teken wat gepaard gaan met die inwoning van die Heilige Gees? Nou baie gemeentes en denominasies het dit in hulle belydenisskrifte dat wanneer jy die Heilige Gees het, dan sal daar sekere tekens daarmee gepaard gaan. Een van die groot tekens is die praat in tale teken. So, hoe weet jy die Heilige Gees in jou as jy begin praat in tale? Glossalie is 'n moeilike Griekse woord wat eintlik twee goeders beteken is, mense of engele tale. En as ons dink aan wat Susie gesê het in die begin, sy sukkel om in Engels te praat, let alone in enige ander taal, verstaan jy? Maar in daai taal toe die uitstorting van die Heilige Gees uitgestort het, was dit duidelik dat dit nie engele tale was nie, maar mense tale, want elke ou het gehoor wat God gedoen het in hulle eie taal. So daar weet ons die vertaling, in die Griekse vertaling vir glossalie, beteken dat dit tale was, wat mense tale was, sodat elkeen in daai oomblik kon verstaan het, wat gesê word deur Petrus en die res van die disippels. Elke ou het in sy eie taal gehoor. Interessant genoeg, die uitstorting van die Heilige Gees, daai dag was eintlik die antithese van die toring van Babel. Wat het gebeur met die toring van Babel? God het mense se tale vermeng, sodat hulle mekaar kon verstaan nie. Die uitstorting van die Heilige Gees was juist die teenoorgestelde. Die Gees van God het op mense gekom sodat hulle in tale gepraat het wat almal kon verstaan, sodat hulle die werk van God in Christus Jesus kon hoor en dit verstaan. So ek dink nie daar's 'n bepaalde teken nie. Hier is my take aan dit. Daar's nêrens 'n teken wat gepaard gaan met die vervulling met die Heilige Gees nie. Geen gawe is gelyk aan dit nie. Daar is gawes wat ons kry, maar dit is nie die teken, daar is geen enkele taal of enkele gawe wat ek kan sê, I've got the Holy Spirit now. Now I know I've got the Holy Spirit. Nou weet ek, nie dat ek die Heilige Gees in my het nie. Daar is nie so iets nie, dit sê nie woord nie. Ek dink die probleem is dat meeste van die persone wat praat oor die Heilige Gees, gebruik watse boek om te praat oor die Heilige Gees? Handelinge, nie? Meeste van mense se teologie oor die Heilige Gees word gevorm deur die boek Handelinge. Nou net vinnig vir julle teologies, as julle nerds, teologiese nerds is hier so vanoggend, net interessant genoeg, Handelinge is 'n narratiewe boek en nie 'n teologiese dogmatiese boek nie. So wat wil Handelinge doen? Hy wil die storie vertel van die werking van die Heilige Gees en die uitvloeisel van die werking van die Heilige Gees. Een van ons profetes het altyd gesê, Christo, ons wil nie praat oor die handelinge van die disippels nie, dit moet eintlik die handelinge van die Heilige Gees wees. Want in Handelinge sien ons die uitwerking van die geesvervulde mens se lewe, en dit word in die stories vertel, maar dit wil nie vir ons sê presies hoe dit gebeur en wat is die tekens daarvan nie, want dan gaan jy in 'n klomp moeilikheid val, want elke keer, julle kan dit lees deur die hele Handelinge, as julle my nie glo nie vanoggend, elke keer as mense tot bekering kom, of as mense die Gees ontvang, daar staan, hulle die Gees ontvang, is dit op 'n ander manier. Cornelius, wat gebeur by Cornelius hulle? Terwyl Petrus nog preek, ontvang hulle die Heilige Gees.
In ander gedeeltes lê Petrus sy hande op, hulle ontvang die Heilige Gees. Party word gedoop, hulle ontvang die Heilige Gees. Daar's geen een resep vir hoe mense die Heilige Gees ontvang nie. So Handelinge wil nie dit vir jou sê nie. Hy gee vir jou net voorbeelde van mense. Wat wil Handelinge doen? Handelinge wil sê wie het die Gees ontvang. Hier is die interessante ding. Die grootste fight in die vroeë kerk was wat? Wie is nou die volk van God? En Handelinge wil sê, elkeen wat die Gees ontvang het. Daarom sal jy hoor, almal die stories in Handelinge waar die Gees op iemand kom, behalwe in die eerste gedeelte, waar die Gees uitgestort is in Jerusalem met die eerste uitstorting, is elke keer wanneer die Heilige Gees ontvang word deur iemand, is dit 'n heiden in Handeling. Hoekom? Want Handelinge wil vir jou sê, dat die volk van God groter is as net die Jode. Die Gees van God, wat sê Petrus as hy kom by die synode in 48 na Christus, het hy die massive synode. Wat is die ding dat die mense nie hoef besny te word nie? Ons het gesien hoe heidene ook die Gees van God ontvang. Dit was die issue. So Handelinge is nie die beste boek as jy wil weet hoe word die Heilige Gees gegee en wanneer weet ek die Heilige Gees word gegee nie. Die effek van die Heilige Gees word beskryf in Handelinge. Nie die wanneer en die hoe vraag nie. Nou dis waar ons kom by ons gedeelte in Johannes volgende. Johannes 7. Johannes 7 is so wonderlik, dit is een van die wonderlikste gedeeltes in die hele Johannes brief. Jesus is op pad Jerusalem toe. Hy gaan na Jerusalem toe, hy's by die Hittefees. In Jerusalem, ons gaan nou praat oor die Hittefees, want dit is belangrik om die uitstorting van die Heilige Gees ook te verstaan, as jy verstaan die Hittefees, maar dit is interessant, die volgende, hy kom by die Hittefees, en dan die volgende, op die laaste dag van die Hittefees, wat ook 'n belangrike ding is, sê hy die volgende, so ons lees uit Johannes 7 vers 37 gou, het almal hulle Bybel voor hulle oop, ek dink is op die bord, ook, op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Kan ek weer, dit is 'n lekker kort gedeelte, so kom ek lees hom weer vir my. Jy moet nou amen sê. Okay, as jy lewende water het, amen. Ek dink dit is die regte respons. Op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat gedoen het, tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Hierdie is die beste teks om na te kyk as jy dink oor die Heilige Gees. Daar's nie 'n beter teks in die Bybel, in die evangelies nie. Paulus beskryf die werking van die Heilige Gees, hy beskryf wie die Gees, hy sê in Kolossense 1 vers 27, die mystery van alle tye is dit, Christus in my, die hoop van heerlikheid, en dan praat hy oor die Heilige Gees. Maar hierdie gedeelte is die beste gedeelte om na te kyk. Nou Jesus sê hierdie woorde by die Hittefees. Interessant, die Hittefees verwys terug en vorentoe. Wat het hulle by die Hittefees gedoen? Die Hittefees was 'n fees wat op Pinkster, hierdie tyd wat ons vier, Pinksterfees, is die Sukkot gevier, die Loofhittefees. Nou wat die Israeliete gedoen het, hulle het hutte gebou buitekant hulle huise, met stokke en goeders, en dan bou hulle vir hulle hut. En dan bly hulle vir 'n week lank in hierdie hut, of vir 'n tyd lank vir die fees, wat die fees aangaan, trek hulle uit hulle huis uit, en bly hulle in hierdie hutte wat hulle bou buitekant hulle huise, om wat te vier. Eintlik 'n lekker ding om te doen, dink ek nogal. Ouens sê, jy moet die Loofhittefees vier, jy sal nou agterkom, die Loofhittefees is eintlik vervul in Christus, wat 'n mooi ding is, ons vier om elke liewe dag die Loofhittefees. Want wat is die hele ding? Dis hierdie woord tabernakel, hy tabernakel kom opslaan, en wat hulle gevier het eintlik is, hulle was in die woestyn en hulle het nie permanente huise gehad nie. So wat het hulle herinner?
herinner aan 'n tyd toe hulle in die woestyn rondgetrek het sonder huise en dan bou hulle vir hulle huise langs aan dan bly hulle aan net om te besef dat hulle nie normale huise gehad het in die woestyn nie. En miskien moet ons dit ook doen. Baie keer slaan ons tentpenne te diep in hierdie dinge as ons bou ons huise goed is. Baie keer moet ons net nou baie van julle kamp elke Desember. Dit is nie dit nie, hoor. En baie vier loofhuttefees Desembers. Hoekom weet ek nie? Ek meen, dis altyd vir my interessant dat ouens wil gaan tent opslaan as hulle huis het. Maar in elk geval, hoe dit ook al sê, hulle het die loofhuttefees gevier en hulle het gevier dat Israel rondgetrek het. Hulle was bywoners, maar dit wys ook iets van dit wat gebeur het in Christus. Wat sê Immanuel? Immanuel sê wat? God by ons. Wat sê Johannes het God kom doen? In Christus. Hy het kom tabernakel opstaan. Die Griekse woord daar is tabernakel. Jesus het kom tabernakel opstaan. Hy kom tent opslaan tussen ons. Hy kom woon tussen ons. So die loofhuttefees is 'n profetiese fees wat wys op Christus, God self, wat tussen hulle kom woon het, soos wat Jesus in die woestyn, soos God in die woestyn tabernakel kom opslaan het. Onthou julle die tabernakel? Hulle moes die tabernakel elke keer opslaan. God se teenwoordigheid tussen sy mense. En Jesus sê, ek is die tabernakel. Ek het kom tent opslaan tussen julle. En dan vier ons dit, en dis 'n amazing ding, dat die mense eintlik 'n profetiese ding gevier het. En dan hoor ons in Openbaring, nie net wys dit terug nie net wys dit in die teenwoordigheid nou waar ons is nie. God is woon tussen sy mense deur sy gees, maar ook wys dit na vorentoe. In Openbaring 21 vers 3 sê die volgende, is hy op die bord. Openbaring 21 vers 3. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek, die tabernakel van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Dis 'n toekomsverwagting. En is dit nie mooi nie? So in 'n sekere sin is dit hierdie fees wat gevier word van dit wat ons terugkyk, toe ons in die woestyn was, as ons kyk nou in ons lewens, God wat hier teenwoordig is, en ons kyk vorentoe na die ultimate toe, na God wat sy woonplek tussen sy mense sal hê, en hy sal daar woon, en hulle sal by hom wees. Nee, is nie wonderlik nie. En op hierdie fees, wat gebeur op die laaste dag van hierdie fees, en dis Jesus se woorde, ons gaan nou kom by Jesus se woorde, maar op die laaste dag van hierdie fees, loop die priesters, en hulle gaan na die bad van Siloam toe, en hulle skep met hulle emmers, of hulle kruike, skep hulle kruike vol water. Hulle gaan terug na die tempel toe, en wat doen hulle by die tempel? Hulle vat die tempel, en hulle gooi water en wyn in kanne in, en hulle stort dit uit in die tempel, sodat die water by die tempel se trappe afloop, in die straat, in die water gebring met wyn, in 'n teken van hierdie oes wat sal kom, want dit is ook 'n oesfees, dit is ook 'n fees wat aandui dat God getrou was, hy het 'n oes ingebring, en hy sal weer die reën stuur vir die nuwe oes, wat voor lê. En dis die teken van die water en die wyn, wat afdrup by die tempel, en het loop in die water in die strate af, en mense as hulle die strate loop, dan sien hulle die water en stroom, en hulle dink, God is getrou, hy gaan weer 'n oes inbring, hy gaan weer water skenk, vir die oes. En is op hierdie laaste dag, terwyl die water by die strate afloop, stel jou 'n bietjie voor, jy is in Jerusalem. Wie was al in Jerusalem? Ons moet Jerusalem toe gaan weer. Daar is niks gebeur nie, Jesus, God is nie daar nie, maar dit is 'n ervaring om te beleef, hier was Jesus se voetspore. Maar hier staan ons in Jerusalem, en jy sien die weste, die enigste muur wat oor is die weste se morning wall, hulle huil by die muur, dat God die tempel weer herbou, maar uit hierdie strate stort hierdie water af, en hy loop, en Jesus staan, en terwyl die water by sy voete afloop, of verbyloop, en hy sê die volgende, kom na my toe, almal wat te dors is. En hy sê, ek sal vir jou water gee om te drink. En dan sê hy die woorde, met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, stromende, lewende water, sal uit sy binneste uitvloei. Hy is die vervulling. En wat die mooiste is van hierdie gedeelte, hierdie water en wyn wat by die straat uitvloei, as Jesus op die kruis gesteek word met die spies en die sy, wat kom uit? Water en bloed. Hy is die vervulling van die loofhuttefees. Op die laaste dag stort water en bloed uit sy binneste. En hy sê, die wat in my glo,
sal lewende riviere uit hulle binneste uitvloei. Wanneer ontvang ons die Heilige Gees? Wat probeer Johannes doen? Het julle al hierdie bordjies gelees? Julle moet tog die bordjies lees. As jy hierna kom, lees net weer die bordjies. Ek hoop julle ken nie, dinge sit in die tyd, maar as jy daar binne ingestap het, dan kom jy in Johannes 20 vers 31, sê Johannes, hoekom skryf hy die brief nou weer? Hoekom skryf hy hierdie evangelie? Sodat julle kan glo dat Jesus wie is, die Seun van God is, en die Messias is, en dat deur in hom te glo, julle die lewe kan hê. Dat in geloof in hom, ontvang ons wat? Die lewende water. Hierdie is 'n verskriklike belangrike ding. Hierdie is wat ons glo met ons hele hart. Wie ontvang die Heilige Gees? Nee, nou moet julle saamwerk. Ek wil dit hoor van julle af, want julle twyfel hier en elke keer. Ek weet nie of die Heilige Gees nie, ek het die Heilige Gees nie, ek het die Heilige Gees nie. Wanneer het jy die Heilige Gees dan die Vrydag? Wanneer jy glo in wat? Want hier is die ding, interessant genoeg, Johannes gebruik geloof baie, en ons het al gehoor, Gideon, geloof is nie net geloof wat waar is nie, maar jy kry ook vals geloof. Daar's baie mense wat geloof in Jesus gehad het, sê Johannes 2, maar hy het nie geloof in hulle gehad nie, want hulle het verkeerd geglo. Hulle het geglo dat hy hierdie wonderwerkende mens is, wat alles gaan regmaak vir hulle. En hulle het geloof gehad dat hy brood sal gee in hierdie lewe. En soos die Samaritaanse vrou gesê het, Here gee vir my van hierdie water, dat ek nooit weer hoef terug te kom na die put nie. Was haar geloof waar of onwaar? Nee, dit is valse geloof, want sy het in daai oomblik gedink, dat Jesus haar probleem vir water sal oplos, en hy het nie gekom, sodat jy 'n probleem met jou water gaan opgelos word nie. Hy het nie gekom sodat jy materiële voorspoed het nie. As hy sê, kom drink van my, dan sê hy, die voorspoed en die skat in jou lewe, wat jy na soek, is ek. Dis die geloof wat jy moet hê. Die probleem is nie in wat hy kan doen nie, maar wie hy is, kan ek dit weer herhaal. Jou geloof, wanneer jy die Gees van God in jou het, is nie in wat Jesus kan doen nie, maar in wie Jesus is. Stem julle saam met dit? En ek het ongelukkig is daar baie mense in die kerk van die Here Jesus, wat glo in wat hy kan doen, maar nie glo in wie hy is nie. Dit klink by self wel, as jy glo wie hy is, dan kan jy ook glo wat hy doen. Maar die glo wie hy is belangrik, as jy glo wat hy kan doen. Want die probleem is, anders gaan hy net hierdie ou word, wat jy elke keer vra, as jy iets nodig het, om vir hom te kry uit krisisse uit, en hy is nie die God van die heelal nie. Hy is nie die koning van jou lewe nie. Want jy glo dat hy koning van jou lewe is. Is hy vanoggend koning van jou lewe? Glo jy dat hy koning is en koning van jou lewe is, Kobus? Is dit wat jy glo? Of is hy hierdie persoon wat jy elke Sondag kom ontmoet? En dan kom sit jy hier en jy kom hoor van Jesus en dit is vir jou wonderlik en Here asseblief help my vandag en help my my kinders en help my met hierdie en help my met daai, maar is hy koning van jou lewe? Want die wat in my glo, as die seun van God, want dis wat Johannes sê, en die seun van God in die Messias, aan Here, sal dit wees soos stromende lewende water wat uit hulle uitvloei. Hoekom val baie mense in ongeloof? Hoekom val mense baie keer in ongeloof? Ek dink baie keer, ek hoor baie in my 28 jaar in die bediening, baie keer as daar krisis uitbreek, dan wat vra mense eerste as daar krisis in 'n lewe is? Ek verstaan nou nie wat die Here doen hier nie. Ek weet nie hoekom het hy dit gedoen nie. En dan is hulle kwaad vir die Here. Nou, daar's iets daaraan om eerlik voor die Here te staan en met jou probleme te kom en te sê, Here, hier is ek, waartoe sal ek gaan, hier is die een waartoe ek kan gaan. Daar's iets daaraan wat belangrik is, Johan, ons moet dit nie ontken nie, en jy kan by die Here kom sit, en jy kan by hom pleit, en jy kan lament, soos klaagliedere, alhoewel daar geen klaagliedere is in die Nuwe Testament nie, interessant genoeg net. Hoekom is daar nie klaagliedere nie?
Want alles wat God beloof het, het hy gedoen in Christus Jesus. So daar's net lofprysing. So daarom sê Paulus, ek weet wat dit is om alles te hê, ek weet wat dit is om niks te hê nie, maar aan al hierdie dinge is ek vergenoegd. Hoekom? Want Christus sit op die troon. En dis die geloof wat hy soek van ons. Dis die geloof van die Gees van God, wat in my kom en lewende water uit my uitpomp. En as jy dit sien as Jesus, wat hy doen, dan gaan jy altyd in ongeloof val, want hy pas nie in by wat jy gedink het hy gaan doen nie, is dit nie so nie. Dis die probleem hoekom mense sukkel, dis die probleem hoekom mense ongeloof het, want God doen nie altyd wat jy gedink het hy moet doen nie. Wie het al God gesien wat nie gedoen het wat jy gedink het hy moet doen nie? Enigiemand hier vanoggend? Nee, nou moet jy hoog opsteek, anders is jy nie op aarde nie, verstaan jy? Daar's goeders wat jy dink, hy moet doen wat hy nie doen nie, en dan dink jy by jouself, jy nou glo ek nie. Ek glo nie meer nie, want hy het nie gedoen. Nee, hy's God. En hy kan doen net wat hy wil. En wat hy doen is vir sy eer. En dis goed vir my ook. Want ek wil God eer in alles wat ek doen. Jy sien, dis 'n kind van die Here se geloof. Hy kan doen wat hy wil doen, want dit bring die eer aan hom, en ek wil doen wat die meeste eer aan hom gee. Daarom, Here, in my swakheid, in my swaar kry, is U nog steeds koning, en dit bring U eer. Hoe lyk hierdie geloof? Dit is interessant, as hy sê, met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, stromende lewende water, sal hy sê binneste vloei. Interessant, Jakobus 1 vers 6 tot 8 sê die volgende, maar 'n mens moet gelowig bid, en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is, en onbestendig is in al sy doen en late, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Dit is interessant, daai gedeelte gaan oor wat? Oor wysheid. As jy wysheid kort kom, wat moet jy doen? Vra vir die Here. En hy sal dit vir jou gee, want hy gee dit vir jou. Dieselfde met die Gees, sal die Here vir sy kinders iets gee wat 'n slang is of 'n klip is, as hulle vir hom vra vir sy Heilige Gees. Wat sal hy vir hulle gee? Sy Gees. So moenie twyfel daaraan nie. Wat se teken moet jy nog hê? Die Gees woon in jou. Nou natuurlik is dit 'n geval van, wat is die lewende water? Jy weet, baie keer sê mense baie keer, jy weet, ek kan nie verstaan dat ons nie nou meer die wonderwerke sien nie. Wie wat kan ek nie meer verstaan nie? Hoe Christen in die lewende water uit hulle binneste kan vloei nie. Wat is daai lewende water? Sê vir my, wat is die lewende water waarvan Jesus hier praat, wat soos die oes sal inbring? Wat is daai vloei van lewende water, wat uit ons binne, riviere, nie druppels nie, riviere van lewende water uit ons binneste sal vloei? Wat is daai water, die riviere wat vloei? Wat is dit? Dis die getuienis. Wat het gebeur op Pinksterdag? Wat sê Johannes en Jakobus as hulle voor die Joodse raad sit en hulle word geslaan en uitgejou, en wat sê hulle vir die Joodse raad? Susie? Jene my vrou, jy is getroud met 'n wonderlike man wat jou alles leer. Wie wat sê hulle by die Joodse raad om Leon? Hulle sê dit is vir ons onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Sê gou vir my, wat is die evangelie, wat is die stromende lewende water, wat uit jou binneste borrel? Is dit vir jou onmoontlik om nie te praat oor die Here Jesus nie? Kan ek gou vir julle vra, waaroor praat jy die meeste maklikste? Enigiemand? Waaroor praat mense? Nee, kom ons sê nie mense nie, want die mense mos, wie is die mense? Die mense sê, ek weet ook nie wie is daai mense nie, baie mense het al vir my gesê, mense sê, Fred, jy moet nie dit doen nie. So, wie is die mense? Ek weet nie. So kom ek vra vir jou, waaroor praat jy die maklikste in jou lewe? Oh man, wie is, ons het nie lewende water wat uitstroom, ons het 'n klomp modderwater wat uitstroom. Kom ons sê vir mekaar dit, niemand kan 'n hand drink nie. Jy weet, jy ken mos daai oom, jy moet net nie na my omkom nie, dan gaan hy vir jou sê wat alles verkeerd is.
Ken jy sulke mense? Miskien is jy daai ou. Niemand wil dit nog vir jou sê nie, maar jy's daai ou. En niemand wil naby jou kom nie, want jy's altyd daai ou wat die slegte nuus bring. Sags dit even dat ons as die mense wat die evangelie, wie wat beteken evangelie, Max? Evangelion. Okay, nou moet jy antwoord. You don't know. Okay, he's an Englishman, he doesn't know what evangelion means. Evangelie beteken wat? Goeie nuus. Goeie nuus. God is op die troon. Jesus het oorwin. Hy leef. Ja, maar wie Fred, baie keer is dit maar ongemaklik. Wie, daar is sekere plekke wat ou net nie daaroor moet praat nie, verstaan jy? Jy kan praat hoe sleg gaan dit met die land, maar net nie praat oor die goeie nuus nie. Genuine. Rarig. Jy is daai ou wat elke keer by die braai opdaag en sê, hier kom die slegte nuus. Ek is al so moeg vir die slegte nuus. Ek is so moeg vir Christene wat modderwater laat uitvloei uit hulle binneste in plaas van die water van lewe. Lewe. Ek pleit vir julle hierdie hele week het ek gepleit, Here, mag daar stroom lewende water uit kruispad uitvloei. Vader, ek weet hulle het U lief, ek weet hulle ken, maar Here, asseblief, mag dit vir hulle onmoontlik wees om die lewende water uit hulle binneste laat stroom. Dis U werk in ons, dis nie my werk nie, ek kan dit nie create nie, ek kan dit nie doen nie, ek wens ek het 'n pomp gehad vanoggend, wat lewende water uit jou laat uitstroom het, maar ek kan nie. God gee sy gees aan die wat glo dat Christus die Here is. En dit vir hulle onmoontlik raak om nie te praat nie. Jy praat oor jou deel wat jy gemaak het. My maggies, vir ons praat oor geld. Ons sit elke liewe dag, dan praat ons oor hoe maak jy geld. Ons luister elke liewe dag na die nuus. Maar ons kan nie ons monde oopmaak vir een oomblik om oor Jesus Christus te praat nie. Sorry, ek kan dit nie verstaan nie. Ons het soos opgaardamme geword, want elke keer sê, dis nie die regte tyd nie, jy weet, ek wag net vir die regte tyd, Fred. Stromende riviere, lewende water, word nie gestop nie. Dit is oorstroom. Ek wens die damwal wil breek in jou lewe, waar jy weer opgaar, dit wat die Here gesê het jy moet doen, en dit net laat vloei, vergeet van jouself. Volgende week speel die bulle weer. Boys, ons hoop hulle wen. Verstaan jy? Nee, jy kan met die bulle praat, maar jy kan ook geld. Maar jene mense, as ons nie eers een oomblik die ervaring het, dat dit vir my onmoontlik, wat jy vanoggend in jou stilte tyd gehad? Wat het gebeur? Hierdie week, wat het die Here gedoen? Wat doen die Here nou? Hierdie gedeeltes wys terug na die Ou Testament. Dit is eintlik ongelooflik as jy na die Ou Testament kyk. Sagaria 14 vers 16. Sit gou vir my daar op. Al die mense wat oor is uit die volke wat teen Jerusalem opgetrek het, sal jaar na jaar kom om die koning, die Here, die Almagtige te aanbid en om 'n hittefees te vier. Hoe wonderlik is dit? Hulle gaan die hittefees vier. Wie wat vier ons? Ons vier elke liewe dag die hittefees. Christus in ons. Tabernakel in ons. Volgende ene. Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drempel uit aan die ooste kant. Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit. Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het, 500 meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was enkel diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was nie diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter, maar toe was die water 'n stroom wat ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem. Dit was 'n stroom waar 'n mens nie deur kon loop nie. Die man sê toe vir my, sien jy dit mens? Hy laat my toe al langs die stroom terugstap.
Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë bome weerskant op die stroom se wal. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe, waar dit in die dooie see sal inloop. Wanneer dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. Waar die strome kom, sal dit wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die dooie see toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Daar sal vissers langs die dooie see staan van Engedi af tot by Englameim. Dit sal 'n plek wees waar hulle nette droog maak. Daar sal net soveel soorte vis wees as in die groot see en net so baie. Net die water in die moerasse en die kuile langs die dooie see sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly. Weerskant op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. Die dooie see het vars water nodig. En die vrug wat ons dra is die vrug van die Gees. En dit loop in die dooie see in. En die visse kom terug. Ek sal van julle vissers van mense maak. Want stromende lewende water sal uit julle binneste uitvloei ten hemel. Ek weet jy is so opgesaai, jy kan nie nou wag om buite te kom nie. Wie kan nie wag nou om uit te gaan nie? Alright, stel jy is al lankal aan die brand. Verstaan jy? Ek meen met jou, verstaan jy? Don't quench the spirit, sê Tessalonisense. Don't quench the spirit. Hoe quench jy die spirit? Dink jy as jy voel Piet, jy moet met iemand gaan praat en jy dink by jouself, ek wonder wie sê dit vir my? Dink jy die duiwel sê dit vir jou? Wie dink die duiwel sê vir jou? Ek dink jy moet meer praat oor die Here. En jy sê, nee duiwel, ek gaan nie luister vir jou nie, want ek gaan nie praat oor iemand met die Here nie, verstaan jy? Of dink jy dis die Gees van God, Jenny, wat deur sy Gees jou sê asseblief, dis 'n dam in jou, jy moet uitloop, die damwal moet breek iewers. Ek bid vir 'n damwal om te breek vanoggend. In plaas dat jy worry, het die Gees nou in my gekom, en wat is nou die teken? Begin praat oor die Jesus. En stromende lewende water. Riviere sal uit jou binneste uitvloei. En dit sal lewe bring. Moenie hom blus nie. Wanneer ervaar ek hierdie lewende water borrel uit my? In my getuienis. Sodat die oes ingesamel kan word. Sodat die oes ingesamel kan word. Wie glo dat Jesus hulle Here is hier vanoggend? Staan vir my op. Staan vir my op. Jy moet nou versigtig wees. Hier is 'n groot rivier wat hier is. Jy al gesien 'n rivier wat afkom. Hy oorstroom alles. Hier's 'n rivier. Hier's of 'n rivier of hier's 'n opgaardam. En jou wal gaan moet breek. Die weerstand wat jy bied teen die Heilige Gees sal moet breek in hierdie oomblikke. Wat 'n weerstand bied jy op hierdie stadium? Wat is die ding wat weerstand bied? Hoe quench jy die Heilige Gees? Hoe maak jy hom hartseer in jou lewe? Is die verskonings wat jy het, dat jy opbou en opbou. Jy het soveel om te gee. Jy het soveel om te sê. Jy doen dit in die naam van die Here Jesus. Here Jesus, U sien die stroom lewende water. Dis U water. Net U kan dit doen. Ek bid, Vader, in die naam van Jesus Christus, breek die damwalle. Mense, julle is die druppels nie, julle is riviere. Gaan vloei.
in 'n dorre streek met die dooie see wat vars word. Oh man, kan jy dit sien? Kan jy dit sien? Plekke wat dood is, het lewend geword. Ontvang die seën van die Here Jesus. Kyk vir my as jy dit ontvang, kyk gou vir my. Die genade van ons Here Jesus Christus. En die liefde van God ons Vader. En die gemeenskap, die tabernakel van die Heilige Gees, sal by julle en in julle wees. Vandag en môre. En tot die dooie see vars is. En Christus ons kom haal. Amen.